Ons gaan nou kyk na die manier hoe die eerste hoofstuk getallestelsels gevra word. Die heel eerste manier hoe ek het vir jou in 'n toets of vir eksamen kan vra, is fisies deur 'n tabel. So jy sal byvoorbeeld sien, eksamen vra wat sê voltooi die tabel, of hulle sal vir jou sê, merk die waardes wat volgens die gestel pas, of merk die getallestelsel wat by die waarde pas. Al wat jy moet weet is, ek gee vir jou 'n waarde links, en jy moet deur middel van regmerkies of kruisies waar hy sê, is 2 op 3 byvoorbeeld N, en 0 Z kies. So jy identifiseer die groep waarin die waarde val. Baie belangrik dat jy eers die vorige video kyk, want ek het daar reeds gesê dat jy die tipe getal met sy simbool moet leer. Want soos jy nou kan sien, as ek nou kyk na my kolomme, die kolomme is aangedui deur middel van hulle simbool. Dis nie aangedui deur middel van hulle naam nie. So waarvoor staan N? N is natuurlike getalle. Dit is van 1 tot by positief infiniteit. Dan N0 het ek vir telgetalle. Telgetalle begin by 0 en dit gaan tot by positief infiniteit. Z is my heelgetalle. Heelgetalle is al die negatiewe getalle wat ek kry, 0 en al die positiewe getalle. Dan het ek vir kie. Kie staan vir rasionaal. Dit is enige getal wat as 'n breek geskryf kan word. Dit is repeterende desimale en dit is eindigende desimale. En laaste maar nie die minste nie, dit waarvan ek moet kies, is iets irrasionaal. Dit is as ek vir jou 'n nie perfekte wortel gee, iets wat nie 'n perfekte antwoord kry nie. Dit is ook nie eindigende desimale nie. Raak ek ontslaaf van die lyn, kom ek sit hom terug. So wat jy moet doen is, jy moet eers begin deur na jou waarde te kyk links. Hierso gee hulle vir my 2 op 3. 2 op 3, maak eers seker, kan ek hierdie waarde fisies gaan uitwerk? Kan ek hom verder vat? As jy kan, moet jy dit doen, maar hierso is 2 op 3 sy kleinste weergawe. Nou moet jy 2 op 3 vat en jy moet gaan identifiseer onder watse kategorie of onder watse kolom val hy. So dis baie belangrik dat jy die eienskappe van elk van hierdie kolomme ken. 2 op 3 is nie natuurlik nie. Natuurlik is 1 tot by oneindig. 2 op 3 is nie telgetal nie. Telgetal is 0 tot by oneindig. 2 op 3 is nie heelgetalle nie. 2 op 3 is 'n getal wat 'n breek is. En wanneer ek vir jou 'n breek gee, is dit altyd 'n eienskap van rasionaal. Onthou, rasionaal is ook reële waardes. Dis heel aan die einde van die vorige video verduidelik, maar nou het ons net 'n opsie van 5 kolomme. Wat kan hulle nog vir my gee? Ons begin redelik maklik. 1,25. Nou werk ek met desimale, so ek weet desimale, ek het iewers met 'n desimaal gewerk by rasionaal, en ek werk ook met desimale by irrasionaal. Hierdie is iets wat ek noem 'n eindigende desimaal, want ek kan fisies die laaste desimale syfer lees. As hy 'n eindigende desimaal is dit ook altyd irrasionaal. 'n volgende voorbeeld is byvoorbeeld die vierkantswortel van 16. Baie belangrik, as jy 'n getal verder kan uitwerk, moet jy dit doen. Die wortel van 16 is 4 en ek gaan 4 gebruik om my regmerkies te maak. Hoekom? Van 4 het baie meer eienskappe. Jy werk met die finale antwoord om jou keuse te maak. 4 is natuurlik, want dit is 1, 2, 3, 4. 4 is 'n telgetal, 4 is 'n heelgetal en 4 kan as 'n breek geskryf word as ek sê 4 op 1, daarom is hy ook rasionaal. Jy gaan partykeer meer as 1 tik maak per kolom en hoe ons punte gee is byvoorbeeld, jy gaan vir my al 4 reg moet merk om 1 punt in 'n toets te kry. So al vergeet jy 1, dis baie belangrik. Hierso kan jy of volpunte kry of jy kan baie swak doen as jy nie die regte elemente of eienskappe ken nie. Na vierkantswortel van 16 gee ek vir 0,25 met 'n kolletjie. Hierdie is nou weer 'n desimaal. Waar werk ek met desimale? Ek werk by rasionaal en ek werk by irrasionaal. Hierdie kolletjie wat ek vir jou gee,
beteken iets spesifiek. Ons praat van repeterende desimale. Dit beteken hierdie 5 gaan aan en aan en aan. En waar kry ons repeterende desimale? Dit is by rasionaal. Om aan te gaan, gee ek vir jou -5. Ek gee vir jou 'n negatiewe getal. Negatiewe getalle is al klaar nie natuurlik of 'n telgetal nie, maar waar ek spesifiek met negatiewe getalle werk, is saam met heelgetalle, saam met jou getallelyn. So dit is definitief in die Z-kolom. En -5 kan as 'n breek geskryf word -5 op 1, daarom is dit rasionaal. Om aan te gaan, pi. Pi is 'n spesifieke voortgeval. Ons weet byvoorbeeld pi is 0,3135 ensovoort. Selfs ek ken nie al die desimale nie, en ons nog steeds wetenskaplikes wat nog verder die desimale gaan ondersoek. So daar is miljoene desimale. Pi se simbool is altyd irrasionaal, en dit is iets wat jy kan leer. Pi se simbool is altyd irrasionaal. Dan gee ek vir jou die vierkantswortel van 18. Nou jy kan hierdie gaan toets. As jy in jou sakrekenaar intik en jy druk is gelyk aan, gaan hulle vir jou 'n klomp desimale gee. So dit beteken ek kry 'n nie perfekte antwoord. Waar werk ek met wortels met nie perfekte antwoorde nie? Dit is slegs by irrasionaal. Dit kan nie enigiets anders wees nie, want ek werk met desimale. 'n nie perfekte wortel is altyd irrasionaal. Nou 0,548 ... Weer eens desimaal met 'n spesifieke eienskap. Nou gee ek vir jou 'n ellips. Dit beteken daar is nog steeds desimale syfers na die 8. Ek weet nie wat hulle is nie, maar daar is nog steeds getalletjies wat na die 8 kom. So ons praat van 'n nie eindigende of 'n nie terminerende desimaal. En dit is 'n spesifieke eienskap van wanneer iets irrasionaal is. Nou 25 op 5. Ons laaste een wat ons nou moet klassifiseer volgens die kolomme. 25 op 5 is 'n breek, maar onthou wat ek sê, as ek vir jou waar is in 'n kolom vra, en jy kan dit verder vereenvoudig. Met ander woorde, jy kan dit fisies gaan uitwerk, jy kan 'n kleiner antwoord kry, doen dit. 25 gedeel deur 5 is 5. Jy gebruik altyd die finale antwoord om jou keuses te maak. 5 is natuurlik, 5 is telgetal, 5 is 'n heelgetal, en 5 kan as 'n breek geskryf word 5 op 1, daarom praat ons van rasionaal. Ek gaan nog 'n voorbeeld doen van die eerste tipe eksamenvraag vir die getallestelsels. Dit is wanneer jy 'n tabel moet voltooi. Hierdie een is bietjie moeiliker as die vorige een, want dit gee vir jou 'n moeiliker uitdrukking. Byvoorbeeld 3 kwadraat minus 2 deel 6 minus 7. Vir jou om die keuse te maak of iets natuurlik, telgetal, heelgetal ensovoorts is, gaan ek moet werk met 'n eenvoudiger of 'n normale antwoord hierso. Die 3 kwadraat minus 2 en die 6 minus 7, dit gee nie vir my genoeg inligting nie. Ek kan nie nou al dadelik sien, is dit natuurlik, is dit reël, is dit nie reël nie ensovoorts. Daarom gaan ek eers my bewerking moet voltooi. So wanneer jy bewerking doen in terme van 'n breek, doen eerste bewerkings wat bo is. 3 kwadraat minus 2, 3 kwadraat is 9, 9 minus 2 is 7. 6 minus 7 is negatief 1, so my finale waarde waarmee ek werk is minus 7. As jy 'n tabel moet voltooi en jy kan 'n uitdrukking verder vat, met ander woorde, jy kan 'n finale antwoord kry, word dit van jou verwag om dit eerste te doen en jy gebruik jou finale antwoord om jou keuses te maak in jou tabel. Minus 7 is 'n negatiewe getal en waar werk ek met negatiewe getalle? Ek werk in die heelgetalle kolom. Ons hoef nie vir jou die name te gee nie, jy moet die simbole ken, so dit is baie belangrik as jy die eerste 2 video's eers te gaan kyk. Minus 7 kan ook 'n waarde wees wat ek as 'n breek kan skryf. Minus 7 op 1. Daarom word hy beskou as rasionaal. En as ek moet sê of iets reëel of nie reëel is, meeste van hierdie kolom 1 tot by kolom 5 is reële waardes.
Nie reëel is net 'n spesifieke eienskap op sy eie. Maar as hy 'n heel getal is of hy's rasionaal, dan bestaan hy. Dis waar is wat ek in my sakrekenaar kan intik, daarom is hy reëel. Reëel se simbool is R. Nog een waarna ons kan kyk is ook 'n wortel, net ek x² minus 8 op 2 to die mag 3 minus 8. En nou met daai uitdrukking wat ek vir jou gee, ek het nie genoeg inligting om my keuse te maak nie. Ek kan nie besluit of hy natuurlik is ensovoorts nie. Daarom, as ek vir jou 'n uitdrukking gee en jy kan dit verder vereenvoudig, jy kan dit verder uitwerk, jy kan 'n antwoord kry, dan word dit van jou verwag om so te doen. 8², 8 maal 8 is 64, 64 minus 8 is 56, deel 2 to die mag 3 is 9, 9 minus 8 is 1. En dit is die waarde waarmee ek oorbly. Skus, 2 to die mag 3 is 8, so 8 minus 8 is 0. Wanneer ek deel met 0, kan hy net een waarde wees. Dis iets wat ek noem ongedefinieerd. Al is hy onder 'n wortel, al sit ek ekstra goed by, as jy deel met 0, noem ek iets ongedefinieerd. En dit is 'n eienskap op sy eie. Hy's nie natuurlik nie, hy's nie telgetal nie, hy is niks van hierdie opsies nie. So dan sal ons vir jou 'n ekstra kolom bysit wat sê ongedefinieerd. Al is dit onder 'n wortel, as jy nou ewe skielik 'n noemer van 0 het, beskou jy dit as ongedefinieerd. Nou het ons 'n wortel van minus 4². 4² beteken 4 maal 4, so dis negatief 16. Pas op, as jy 'n minus onder 'n vierkantswortel het, beteken dit is nie reëel. Jy gaan, as jy dit in jou sakrekenaar gaan toets en jy tik dit in, gaan jou sakrekenaar vir jou iets uitgooi wat sê math error. Net as jy 'n minus onder 'n vierkantswortel het, bestaan hierdie waarde nie, dan is hy nie reëel. Hy kan dan nie iets anders wees nie. Dan 0,53, repeterend, daai kolletjie beteken repeterend, so dan is hy 'n rasionale waarde, want dit is 'n repeterende desimaal, en rasionale getalle word beskou as 'n reële getal. Rasionaal en reëel gaan saam. Ek kan dit fisies in my sakrekenaar kry. En laaste maar nie die minste nie, die derde magswortel van 9. Hierdie het 'n nie perfekte antwoord nie. So hy is nie natuurlik of so nie, hy is irrasionaal. Dit vorm deel van die eienskappe van irrasionaal, 'n nie perfekte wortel nie, maar irrasionaal is nog steeds 'n reële getal.